Goeiedag graad 12 leerders. Welkom by vandag se verbruikerstudieles. My naam is Marley Deran en hierdie les is moontlik gemaak deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Goeiedag graad 12. So vandag gaan ons aan met deel 2 van entrepreneurskap om ons voor te berei vir ons Junie eksamen. Nou kom ons doen net sommer gou-gou 'n recap oor wat ons gedoen het in deel 1. So ons het gesê dat hierdie is vraag 6 in die eksamen. Ons het ook gesê dat dit 40 punte tel in die eksamen en ons het gesê dat 12 punte gaan ons maklike vrae wees, 20 punte gaan ons verstaan en toepassingsvrae wees en dan net 8 punte gaan ons moeiliker vrae wees. Goed, dan het ons ook gesê dat ons terminologie belangrik is. Ek wil net weer die terminologie vinnig deurgaan, sodat jy seker is jy het al jou terminologie wat belangrik is. Ons het gepraat van gehaltebestuur. Ons het gepraat van slegte verkoopscenario. Toe het ons gepraat van finansiële uitvoerbaarheidsstudies, wat baie belangrik is. Ons het gekyk na volhoubare winsgewendheid. Ons het gekyk na wat is winsopslag. Wat is 'n teikenmark? Die produksiespesifikasies. Ons het vinnig gekyk na aanvangskostes, produksiekostes, kontantvloeiprojeksie, volhoubaarheid en laastens die entrepreneur. Toe het ons gekyk na ons eerste 5 bene. Ons eerste been was beweeg van 'n idee na die vervaardiging en bemarking van 'n produk wat bestaan uit om te kan identifiseer wat is 'n potensiale besigheid geleentheid. Ons het toe gekyk na formulering van jou idee. Ons het gekyk na spesifikasie van jou produk. Onthou ook het ons gesê dat wat is die vereistes waaraan 'n suksesvolle winsgewende besigheid moet behoort? Jy moet passie hê, jy moet weet wie is jou teikenmark. Jy moet 'n produk hê wat die behoeftes van jou teikenmark gaan bevredig. Jy moet kyk na jou mededingende voordeel. Ons gesê ons gaan kyk na ligging, waar is ons besigheid geleë? Dan het ons gekyk na prys en laastens na die aanvangskapitaal, die hoeveelheid geld wat jy nodig het om hierdie besigheid mee te begin. Wat is belangrik om te onthou? Wie is jou teikenmark? Wat is die behoeftes van jou teikenmark? En kan jou teikenmark jou produk bekostig? Toe het ons gekyk na been 2, die keuse van produkte vir die kleinskaalse produksie. Hier het ons gekyk na ons faktore. Ons het gekyk na menslike vaardighede, ons het gekyk na finansiële hulpbronne, wat te doen het met jou aanvangskostes, jou bedryfskostes en jou finansiering. Ons gekyk na ons werkspasie, ons grondstowwe en dan die aantrekkingskrag van die verbruiker, wat insluit die voorkoms, die tekstuur, die smaak van die produk wat jy gaan verkoop. Ons derde been het gegaan oor die faktore wat doeltreffende produksie van gehalte produkte beïnvloed. Daar het ons gekyk na, jy moet beplan, wat beplanning behels. Toe het ons gekyk na jou produksiespesifikasie. Ons het gekyk na gehaltebeheer. Ons het gekyk na jou netjie se werksplek. Ons het gekyk na die higiëne van jou werkers. Ons het gekyk na die beheer van jou finansies en laastens na voorraadkontrole. Onthou net by gehaltebeheer gaan plaasvind voordat jy begin met jou produksie. Jou gehaltebeheer se eerste gedeelte is wanneer jy jou grondstowwe of jou rouprodukte aankoop. Jou tweede been gaan wees tydens die produksie van jou produk. Die derde been gaan wees, wanneer jou produk klaar is, gaan jy hom weer mooi kyk na die kwaliteit wat jy het, en laastens, nadat die produk verpak is, en nadat die etiket op jou produk is, voordat die produk na die verbruiker toe gaan. So daar is die 4 stappe, of die 4 plekke waar gehaltebeheer gaan plaasvind. So onthou net dat daar is 4 tye in 'n produksielyn wanneer gehaltebeheer moet plaasvind, en maak net seker jy kan dit onthou. Die 4de been was die vereistes vir gehalte produkte. Hier het ons gekyk na ons teikenmark. Ons het gekyk na die aanbieding van die produk. Jy het gekyk na die gehalte van jou grondstowwe, die gehalte en ontwerp van jou verpakking. Toe het ons gekyk na die gehalte van opberging, veiligheid, etikettering, die effektiewe gebruik van ons tyd,
opbergingsprosedures, kliënteverhoudings, onderhoud van toerusting, die opleiding van ons personeel het ons oor gepraat, en laastens volhoubare produksie van produkte. Onthou, volhoubaar beteken ons 3 R'e. Reduce, reuse, recycle. Hier praat ons van omgewingsvriendelike tegnieke wat ons gaan toepas. Ons vierde been was alles oor bemarking. Ons gepraat oor ons produk, ons gepraat oor ons prys van ons produk, ons het gepraat oor ons plek waar ons produk gaan vervaardig of waar ons dit gaan verkoop. Ons het gepraat oor die promosie en laastens het ons gepraat oor die persone, ons teikenmark wat dan ook hierdie produk gaan aankoop. So vandag begin ons met been 6. Dit is die laaste been van entrepreneurskap. En dit gaan oor volhoubare winsgewendheid van 'n besigheid. 'n belangrike definisie wat jy moet ken. Belangrik is, wat is volhoubare winsgewendheid? Volhoubare winsgewendheid verwys na die vermoë daarvan om oor 'n lang tydperk produksie te kan produseer. Alle uitgawes wat jy moet betaal en daarna moet jy nog steeds 'n wins kan toon. Dit is wat volhoubare winsgewendheid beteken. 'n tweede definisie wat ook ongelooflik belangrik is en wat jy moet verstaan, is finansiële uitvoerbaarheidsstudie. Onthou, die finansiële uitvoerbaarheidsstudie is die studie om te bepaal of 'n besigheid suksesvol sal wees of nie. Hier gaan jy kyk na die totale kostes en jy gaan kyk na jou inkomstes en jy gaan ook kyk na jou uitgawes. En dit gaan vir jou 'n aanduiding gee of hierdie besigheid dit gaan maak en of hierdie besigheid gaan floreer. So hierdie 2 definisies is ongelooflik belangrik. Dan wat is die stappe om 'n finansiële uitvoerbaarheidsstudie te doen? Wat is die stappe wat ons gaan volg? Stap nommer 1, bepaal die totale kostes en uitgawes. Hoe gaan ons dit bepaal? Hier gaan ons kyk na wat is ons aanvangskostes, wat is ons produksiekostes en wat is ons bedryfskostes. So daar is die 3 kostes waarna ons gaan kyk. Tweedens, vooruitskatting van die moontlike inkomste uit verkope. Derdes, ons gaan bereken wat is ons winsopslag. Hoe bereken ons winsopslag? Ons gaan kyk na ons verkoopsprys en jou verkoopsprys is gelyk aan jou kosprys en jou winsopslag. En onthou, jou winsopslag gaan hulle vir jou gewoonlik in 'n presentasie gee. So onthou dit. Vierdens, bereken hoe lank dit gaan vat om die aanvanklike koste te kan dek. En laastens, jy gaan kyk na jou projek uitvoerbaarheid. Is dit uitvoerbaar om hierdie besigheid te begin? Is dit uitvoerbaar om hierdie produk te kan vervaardig? Goed, so daai is die stappe wat ons gaan volg om te kan kyk of om 'n finansiële uitvoerbaarheidsstudie te kan doen. Nou kom ons kyk na 'n aktiwiteit om te kan sien hoe kan ons kennis toepas op ons vrae. So hierso is nou weer 'n scenario. Onthou dat hulle in die eksamen baie lief is vir scenario's, veral in entrepreneurskap. Sam het geld gebruik wat hy ontvang het nadat hy sy ou besigheid verkoop het om 'n nuwe besigheid te begin waar hy goedere aflewer. Hy het kontant betaal vir 'n nuwe hybrid afleweringswa. Nou onthou, 'n hybrid gebruik brandstof en dit gebruik elektrisiteit wat vir vervoer gebruik word. Sam lewer pakkies oral in die provinsie af. Indien hy nie self kan aflewer nie, gebruik hy ander afleweringsmaatskappye omdat hy nie sy kliënte wil teleurstel nie. Belangrike inligting. Hy verhuur ook stooreenheid teen 'n klein fooi elke maand vir kliënte wat hulle items wil stoor. Indien die pakkies na 6 maande nog nie afgehaal is nie, verkoop hy dit om sy kostes te dek. Hy het 'n vennootskap met ander afleweringsmaatskappye gevorm om mekaar te help indien hulle pakkies het wat na dieselfde plek toe moet gaan. Hy bied ook vir sy kliënte 'n gratis toedraai-diens aan vir hulle pakkies. So is belangrike inligting in hierdie gevalle studie. Die vraag is, noem
Noem is 'n laer order vraag, 'n vlak 1 vraag. Noem die aanvangskapitaal vir Sam se besigheid. Die aanvangskapitaal. Goed, nou weer eens gaan ons terug na ons gevalle studie toe. In ons gevalle studie staan dit sommer in die eerste sinnetjie. Sam het geld gebruik wat hy ontvang het nadat hy sy besigheid verkoop het om 'n nuwe besigheid te begin. So waar het hy die geld gekry? Hy het sy ou besigheid verkoop en hy het 'n nuwe besigheid gekry. Moes jy harder geleer het? Nee, jy moes net gelees het, want die antwoord was in die aktiwiteit. Tweedens, verduidelik. Hierdie is 'n middelvlak vraag, nee, of ons praat van 'n vlak 2 vraag, 'n middelvlak vraag. Verduidelik hoe Sam met mededingende voordeel sy besigheid behaal. Mededingende voordeel. Met ander woorde, wat bied Sam in sy besigheid wat ander besighede wat soortgelyk aan syne is, nie bied nie? Wat bied hy? Goed, so weer eens, ons gaan terug na ons gevalle studie toe. Nommer 1, hy het 'n hybrid afleweringswa. Met ander woorde, dit gebruik brandstof of dit gebruik elektrisiteit. So as hy nie geld het vir brandstof nie, dan gebruik hy elektrisiteit sodat hy sy pakkies kan aflewer. Die tweede ding is, indien hy nie self kan aflewer nie, maak hy gebruik van ander afleweringsmaatskappye, want hy wil nie sy kliënte teleurstel nie. So hy maak seker dat die pakkies by sy kliënte uitkom. Derdens, hy dan hierdie stooreenheid wat hy uitverhuur vir 'n klein voetjie wat hy ook aan sy kliënte gee. En dan is daar ook natuurlik die pakkies wat hy gratis toedraai. En dan het hy ook 'n kontrak met of hy gaan in 'n vennootskap in met ander afleweringsmaatskappye om seker te maak dat sy kliënte se pakkies afgelewer word. Okay, daar's hy terug. So as ons moet kyk, dit is net vir 2 punte. So jy kon enige een van daai kon jy genoem het vir jou 2 punte. Die maklikste een is om te sê dat hy gee daai gratis toedraai dienste, want onthou alles wat gratis is goed. En die tweede ding wat vir my maklik sou uitgestaan het, is die verhuur van die stooreenhede vir 'n klein maandelikse fooi. Dit is 'n diens, ander dienste wat hy vir sy kliënte lewer. Goed, dan bespreek. Bespreek is ook 'n vlak 2 of 'n middelvlak vraag. Bespreek hoe Sam verseker dat sy besigheid voortdurend 'n wins maak. Wat doen hy? Wat in die gevalle studie het ons opgetel wat hy doen om seker te maak dat sy besigheid altyd 'n wins wys. So as ons gaan kyk na ons gevalle studie, kan ons sien, hy kry 'n ekstra inkomste van die opbergingseenheid en verloor nie geld omdat hy pakkette verkoop wat nie gekollekteer is nie. So daai ekstra inkomste wat hy kry as gevolg van daai opbergingseenheid, so dit is seker te maak dat sy besigheid 'n wins gaan wys. Tweedens, hy bied meer as een diens. Daar's die opbergingseenheid wat hy bied, daar's die aflewerings wat hy bied, en dan is daar ook natuurlik die pakkette wat hy gaan verkoop as mense dit nie gekollekteer het nie. So daar's ander dienste wat hy ook lewer. Nommer 3, hy betaal nie maandelikse paemente op sy bakkie af nie, want hy het die bakkie kontant gekoop. So daar kan hy ook seker maak dat hy 'n beter wins maak, want hy hoef nou nie afbetaal aan die bakkie wat hy gekoop het nie. Derdens, hy het nie 'n terugbetaling vir lenings nie. Hy het geen lening aangegaan om sy besigheid te begin nie. So die wins wat hy maak is sy wins. Daar's nie wat hy op uitgawes moet dan terugbetaal nie. En laastens, die aflewering besigheid is nie seisoenaal nie. Met ander woorde, dit gebeur nie net in sekere seisoene nie. Aflewering gebeur reg deur die jaar, 365 dae van die jaar. En daai aspekte is wat seker gemaak dat sy besigheid altyd winsgewend sal wees. Dan verduidelik
dit is ook 'n middelorder vraag of 'n vlak 2 vraag, verduidelik hoe Sam geld vir sy besigheid bespaar met die brandstofpryse wat aanhoudend styg. So in die geval studie het ons gelees dat hy 'n hybrid ry. Met ander woorde, daai kar kan of op petrol of op elektrisiteit ry. So as die kar op elektrisiteit ry, dan bespaar hy mos brandstof. So hy het 'n hybrid bakkie gekoop wat beide elektrisiteit en brandstof gebruik. Wanneer hy elektrisiteit gebruik, bespaar hy op sy brandstof. Goed, weer eens, do not study harder, study smarter. Dit staan binne in die gevalle studie. Hy het 'n vennootskap met ander maatskappye ook aangegaan. So omdat hy in hierdie vennootskap is en mense gaan na 'n gedeelte van die land toe of van die provinsie toe, kan mense hierdie pakkies saam met hulle stuur en daarom gaan jy dan ook jou brandstofkostes bespaar, want jy hoef nie self te ry om die pakkie te gaan aflewer nie. Jy kan dit saam met jou vennoote ook stuur. Goed, kom ons kyk na die volgende aktiwiteit. Lees die stelling hieronder en beantwoord die vraag. Beerdkrag het 'n rimpeleffek op kleinskaalse besighede en dwing hulle op hulle knieë. Voorspel. Dit is 'n vlak 3 vraag. So dit is 'n baie moeiliker vraag. Die negatiewe finansiële impak wat beerdkrag op kleinskaalse besighede en hulle werknemers sal hê. En dis vir 8 punte. Ek gaan julle 2 minute gee om te brainstorm en te kan sien of julle by die antwoord kan uitkom. Goed, kom ons kyk na die antwoord. Nou, eers voor ons na ons antwoord gaan kyk, wil ek eers bietjie brainstorm. Goed, ons praat hier van die rimpeleffek van load shedding, beerdkrag op ons besighede. Nou, onthou ons moet 'n bietjie dink. As daar beerdkrag is, wat gebeur met baie van die besighede? Hulle maak hulle deure toe. Want hulle kan nie aangaan met die produksie nie. So die oomblik as hulle deure toemaak, beteken dit dat hulle kliënte kan nie koop nie en hulle kan nie geld maak nie. Wanneer hulle die produksie moet stop, beteken dit dat hulle ook nie genoeg produkte maak wat hulle gaan verkoop om geld te kan maak nie. Derdens moet ons bietjie dink, as produksie begin afneem en kliënte begin ongelukkig raak omdat produkte nie beskikbaar is nie, gaan jou kliënte jou nie meer ondersteun nie en dit gaan lei tot verminderde produksie, wat gaan lei tot werkloosheid, wat gaan lei tot mense wat nie inkomste het nie en mense wat nie vir hulle self kan sorg nie. So op die einde van die dag, beerdkrag het 'n groot finansiële impak, nie net op die verbruiker nie, maar ook op die besigheid. So kom ons gaan kyk na die antwoord wat ons vir hierdie vraag kon gegee het. So in die eerste plek praat ons van dat ons besighede maak toe tydens beerdkrag. En dit kan beteken dat hulle kliënte kan verloor. En as jy 'n kliënt verloor, beteken dit dat jy minder wins gaan toon. In een sin het jy 2 punte gekry. Goed. Dan kyk ons tweedens, sommige besighede mag bankrot speel. Nee? En as die besigheid bankrot speel, wat beteken dit? Dit beteken dat daar 'n mindere inkomste gaan wees en daarvoor gaan jou besigheid dan ook nie volhoubaar wees nie. Derdens, hulle sal nie in staat wees om hulle produkte te produseer nie en daarom gaan hulle verkope dus afneem. So hulle gaan nie geld maak nie. Daar word nog steeds van hulle verwag om hulle water en ligte te betaal, hulle huur te betaal, hulle erfbelasting te betaal, hulle skuld te betaal, maar hulle kan dit lankal nie meer bekostig nie. Dan, hulle mag op die swartlys gesit word, omdat hulle nie meer al hulle uitgawes kan betaal nie. En dan moet ons ook weet, dat ons grondstowwe gaan bederf. Ons bederfbare grondstowwe kan bederf. En sodra dit bederf, beteken dit dat ons wins in die asblik gooi. Dit beteken dat ons wins kleiner gaan wees. Dit beteken dat ons besighede gaan geld verloor op die einde van die dag. So dit het 'n groot finansiële impak
op die besighede as daar beerkrag is. Nou kom ons kyk na ons berekeninge. Berekeninge is altyd belangrik en ons altyd 'n berekening vraagie in die eksamen. So wat belangrik is dat jy jou formules ken. As jy jou formules ken, kan jy enige berekeningsvraag beantwoord. So ons eerste formule waarna ons gaan kyk is wins. Wins is gelyk aan jou verkoopsprys minus jou produksiekoste. Ons tweede berekening is jou produksiekoste. Jou produksiekoste is jou verkoopsprys minus jou wins. Jou derde berekening wat jy moet ken, is jou winsopslag. Dit is jou kosprys maal met jou winspresentasie of jou winsopslag. Jou presentasie wat hulle in jou gevalle studie vir jou gaan gee. En dan jou vierde berekening wat jy moet ken, is jou verkoopsprys. Jou verkoopsprys is jou kosprys plus jou winsopslag. Goed, so hierdie berekeninge is belangrik. As jy hierdie formules ken, kan jy enige vraag in die eksamen beantwoord. Nou kom ons kyk na aktiwiteit. Lees die inligting. Dit sê die totale kostes van 24 reuse muffins is R300 en jy gaan 'n 60% wins byvoeg. Nou vra hulle vir jou, bereken die verkoopsprys van 1 muffin. Ja, en dis vir 3 punte. Bereken die verkoopsprys van 1 muffin. Ek gaan jou 2 minute gee om gou hierdie berekeningkie te doen. Kom ons kyk of julle dit reg kon gekry. Ons begin altyd eerste met ons formule. So ons wil die verkoopsprys hê. So die verkoopsprys is gelyk aan jou kosprys en jou winsopslag. Onthou, hierdie is jou kosprys, hierdie is jou winsopslag. So as jy dit nou in 'n formule moet sit, jou kosprys is R300 plus jou winsopslag. Maar jy moet nou uitwerk, wat is 60% van R300? So 60% van R300 is R180. So dan sit jy die R300 plus die 180 bymekaar en dit gee dan vir jou 'n totaal van R480. Maar in die vraag vra hulle vir jou vir 1 reuse muffin. Daar is 24 muffins in die gevalle studie, so jy met jou 480 deur 24 deel en dan is jou antwoord R20 vir 'n muffin. As jy begin met jou formule, dan kan jy nie hierdie berekeninge verkeerd doen nie. Goed. Kom ons kyk na 'n tweede vraag. Dit sê, dit kos R15 om 1 dosyn eiers te produseer. Libbegang voed 40% wins by. Bereken die wins wat sy op 5 dosyn eiers sal maak. Goed, 2 minute, kom ons kyk of jy die antwoord kan regkry. Ons het gesê, ons begin eers met wat? Ons begin met ons formule. So, wins is gelyk aan jou verkoopsprys minus jou produksiekoste. So, hier gee hulle vir my die produksiekoste, maar hulle gee nie vir my die verkoopsprys nie. So, eers moet ons dan die verkoopsprys uitwerk. So, jou verkoopsprys is dus jou verkoopsprys is dus R15 en dan jou produksiekoste wat jy moet heel eers jou verkoopsprys uitwerk. Om jou verkoopsprys uit te werk, moet jy daai 40% bysit. So dis die R15 wat dit jou kos, plus die R15 maal met die 40%, en dit gaan dan vir jou die verkoopsprys gee. So as ons daai kalkulasie doen, gaan jy sien dat jou verkoopsprys gaan eintlik hier uitwerk op R21. So
jou verkoopsprys is dus jou kosprys plus jou wins wat jy moet bysit om dit uit te werk. So dit gaan eintlik R21 wees. Ons weet dat jou produksiekoste was R15. So nou is dit met ander woorde R21 minus jou R15. En dit gee dan vir jou 'n totaal van R6. So dit is R6 wins op 1 dosyn eiers. Maar in die eksamen vra hulle vir jou vir 5 dosyn eiers. So met ander woorde, jy moet daai 6 met 5 maal, so jou wins op 5 dosyn eiers gaan dus R30 wees. Goed, so dit is ongelooflik belangrik om altyd te kyk. Hoe jy ook hierdie vraag kon gedoen is jy kon gesê het, wins is gelyk aan jou verkoopsprys minus jou produksiekostes. Ek het nie verkoopsprys nie, so ek moet eers my verkoopsprys uitwerk. So my verkoopsprys is dus dan my kosprys plus my winsopslag. Goed, ek het nie my winsopslag nie, ek moet eers my winsopslag uitwerk. So my winsopslag is R15 maal met 40%. Plus, nou kan ek hier sê my kosprys was R15. En dan as jy dit uitwerk, gaan jy sien dat daai werk dan op die einde van die dag uit op R6. So jy kon dit ook eers so uitgewerk het. So partykeer kan 'n mens die lang pad vat, wat ook al vir jou die maklikste uitwerk om te kan verstaan. So nou weet jy dat jou kosprys is dan op die einde R21. En nou kan jy daai kosprys kan jy nou gaan insit in jou formule. Dit is ook hoe jy die prys kon uitgewerk het, om dit vir jou makliker te maak. Goed, dan moet ons kyk na beste en slegste verkoopscenario. Jou beste koopscenario verteenwoordig hierdie prentjie. Met ander woorde, dit beteken jy het al jou produkte verkoop, jy het 'n groot wins gemaak en jy is nou dik in die geld. 'n Slegste verkoopscenario verteenwoordig hierdie prentjie. Dit beteken jy het nie al jou produkte verkoop nie. Inteendeel, jy het nie eers genoeg produkte verkoop om jou kostes te kan dek nie. Jy is onderdeur, soos hulle sal sê. Jy het 'n probleem. Goed, nou wanneer dit kom by gevalle studies en wanneer dit kom by vrae oor beste en slegste verkoopscenario's, is dit belangrik om te kyk na die inligting wat hulle in die gevalle studie vir jou gee. Baie keer moet jy onthou dat daar sekere maande is wat regtig goed is vir jou beste verkoopscenario's. Soos byvoorbeeld Desember, want in Desember hou ons vakansie. Desember kry ons bonusse. In Desember is almal regtig vrot van die geld, omdat hulle geld miskien gespaar het vir die einde van die jaar. As ons kyk na Januarie is 'n baie goeie maand vir 'n baie slegte besigheid, want Januarie het almal te veel skuld aangegaan in Desember en te lekker vakansie gehou, daar is nie geld nie. Januarie moet die kinders terug gaan skool toe, so nou moet ons skooltasse en skoolklere en skoolskryfbehoeftes koop en ons moet skoolfonds betaal, so daar's nie geld nie, so besighede gaan nie baie goed doen nie. As jy byvoorbeeld kyk na 'n tuckshop by 'n skool, wanneer dit in die kwartaal is dit goeie maande vir die besigheid, want die kinders is by die skool, hulle gaan die kos koop, hulle gaan die tuckshop ondersteun. Maar wanneer dit vakansie is, in die vakansiemaande, soos Junie maand en Desember maand, dan is dit eintlik slegte verkoopscenario's, want dan is daar nie kinders om die produkte te koop nie, en die tuckshop maak dan ook nie geld nie. So dit is belangrik dat ons gaan kyk na ons gevalle studies en watse inligting hulle in ons gevalle studies vir ons gaan gee. Alright, dan kom ons kyk na 'n vinnige aktiwiteit. So hier sê hulle, bestudeer die grafiekie onder van die verkope van 'n plaaslike roomhuisbesigheid vir die afgelope 6 maande en beantwoord die vraag. So hier wys hulle vir ons in Desember het dit baie goed gegaan. Kyk hoe baie roomhuise het hulle verkoop. Hier in Julie was dit baie sleg. Hulle het baie min roomhuise in Julie verkoop. Goed, so dit is wat jy nou uit hierdie grafiek uit moet kan sien. Nou kom ons gaan kyk na die vraag. Die vraag is, identifiseer die maand wat die hoogste verkope het. So as ons nou teruggaan, identifiseer die maand. Watse maand het ons die meeste roomhuise verkoop?
Ja, julle is reg. Dit was Desember, het ons die meeste roomhuise verkoop. Goed, dan vra hulle, gee 3 moontlike redes hoekom jy in Desember die meeste roomhuis verkoop het. Dink nou bietjie hierso. Hoekom eet mense in Desember roomhuis? Dink gou vir my, 2 minute om hierdie vraag te antwoord. Goed, kom ons kyk wat is julle antwoorde. Hoekom het ons die meeste roomhuis in Desember geëet? Nommer 1, dit is somer. Mens eet roomhuis in die somer, want dit is lekker warm. Nee, tweede, onthou dat dit is die einde van die jaar. Mense het bonusse gekry, hulle het meer geld, so hulle kan meer geld spandeer op lekkernye. En omdat dit warm is, koop ons roomhuise. Dan onthou ook 'n bietjie, ons is hier aan die einde van die jaar, in Desember. Desember is mense almal met vakansie, en dan almal is in 'n vakansie by, en jou familie en vriende kom by jou eet, en almal kuier lekker saam. So wanneer ons onthaal, moet ons altyd nagereg gee. En omdat dit warm is, en is baie makliker, koop ons roomhuis. Goed, en dan ook moet jy onthou dat mense is met vakansie. En ongelukkig, roomhuis is een van daai vakansiekos wat alle mense altyd eet. So hierso het jy nie nodig gehad om regtig baie hard te moes leer nie. Jy moes net 'n bietjie logiese kennis of logiese sens gebruik het. Logic sense, soos hulle in Engels sal sê, gebruik het. Hoekom eet mense meer roomhuis in Desember? Goed, nou kom ons kyk na die volgende vraag. Dit sê, verduidelik waarom Julie die laagste verkope getoon het. Wat gebeur in Julie? Ons is nou in Julie. Julie is nou om die draai hier by ons. Hoe is die weer? Dit is koud. Julle is reg, dit is koud. Wie eet roomhuis in die koue? Niemand nie. Goed, almal soek warm sop en warm koffie en Milo's en hot chocolates. Niemand soek roomhuis nie. En dit is hoekom Julie die slegste maand was, want is 'n wintersmaand. Dit is koud. Niemand wil die roomhuis eet nie. Goed, so weer eens, kyk na wat hulle vir jou in jou gevalle-studie gee om hierdie vrae te kan beantwoord. Dan moet ons vinnig kyk na kontantvloei vooruitskatting. As ons na ons kontantvloei vooruitskatting kyk, moet ons kyk na hoekom doen ons 'n kontantvloei vooruitskatting? Ons doen 'n kontantvloei vooruitskatting want ons wil identifiseer wat is ons verkoopdoelwitte. Goed, dit is belangrik. Ons wil hierdie vooruitskatting maak oor wat ons moontlike totale inkomste kan wees. Dit is wat belangrik is, dat ons op 'n maandelikse basis moet uitwerk. Wat is my inkomste? Wat is my uitgawes? Dan moet ons die totale uitgawes gaan aftrek van ons inkomste, sodat ons kan sien wat het ons oor. As dit 'n surplus is, dan is dit baie goed, want dit beteken ons besigheid floreer en ons maak genoeg geld en ons winste is goed en die produk wat ons verkoop gaan aan die behoeftes van ons kliënte voldoen. Maar as ons eindsaldo nie in 'n surplus is nie, moet jy begin terugkyk in jou besigheid en jy moet sien wat werk nie, waarop kan ek verbeter. Jy moet daar 'n bietjie teruggaan na jou kliënte toe om uit te vind waarna verlang jou kliënte, sodat jy 'n produk aan jou kliënte kan bekendstel en beskikbaar stel wat 'n wins kan toon op die einde van die dag. So dit is belangrik dat ons hierdie kontantvloei vooruitskatting kan doen. Hierdie is ook 'n lekker definisie wat hulle altyd in die kort vra oor kontantvloei vooruitskatting. Goed, nou het julle huiswerk. Ek gaan vir julle 20 minute gee om gou-gou hierdie 5 vragies my te beantwoord. Dan gaan ons terugkom en ons gaan kyk hoeveel van hierdie vrae kon jy reg beantwoord het en hoeveel van hierdie vrae het jy nie verstaan nie. Welkom terug graad 12. Ek is seker dat julle hierdie vragies baie maklik kon beantwoord het. Maak seker dat jy nou 'n potlood het en maak seker dat jy die korreksies doen vir hierdie antwoorde, sodat wanneer jy dit gebruik om te leer of wanneer jy dit wil gebruik vir hersiening, dat jy wel die korrekte antwoorde het. Goed, vraag nommer 2. 'n Entrepreneur moet
wat oorweeg wanneer daar besluit word op 'n produk om te verkoop? Moet hy kyk na die beskikbaarheid van grondstowwe? Moet hy kyk na die etiket op die verpakking? Moet hy kyk na die verhouding met die kliënte? Of moet hy 'n deeglike produksiebeplanning doen? Goed, die derde vraagie. Die gebruik van wat verseker dat 'n besigheid 'n volhoubare produsent is. Volhoubaar. Onthou het ons gesê, the 3 R's. Reduce, reuse, recycle. Goed. Goedkoop chemikalieë verskoon maak, bekostigbare bio-afbreekbare verpakking, regeneratiewe ingevoerde grondstowwe, plaaslike nie hernubare hulpbronne. Goed, dan Musa se besigheid is winsgewend, omdat hy by huidige neigings hou deur wat te doen. Hy bou by die huidige neigings om jong werkers te huur, mededingende pryse te vra, aktief op sosiale media te wees en baie ure te werk. Goed, dan 'n lewensvatbaarheidsstudie word gedoen om 'n besigheid se wat te bepaal. Die vloei van geld na te gaan, die sterkpunte en swakpunte te identifiseer, teikens te behaal, verkoopscenario te evalueer. Goed, vraag 2. Hierdie is nou lekker definisies. Terminologie wat jy goed moet ken. Gee 1 terme vir elk van die volgende beskrywing. Die presentasie wat by die kosprys van goedere gevoeg word, ja, julle is reg, dit word winsopslag genoem. 'n Voorspelling oor wat gaan gebeur as die produk swak verkoop, dit is die slegste verkoopscenario. Die vermoë van 'n besigheid om produksie en verkope in stand te hou sonder om beskikbare kontant uit te put. Die korrekte antwoord is volhoubaarheid, winsgewendheid en dan 'n dokument wat die beweging van geld oor 'n toekomstige tydperk aandui. Dit word genoem 'n kontantvloei projeksie. En hierdie is nogal 'n belangrike definisie. Daai ene is nogal 'n belangrike definisie waarvoor hulle baie lief is om in die eksamens te vra. Goed. Vraag 3. Stel, law order vraag. Stel 4 maniere voor waarop 'n nuwe entrepreneur goeie kliënteverhoudings kan bou om die sukses van sy besigheid te verseker. Goed. Stel of noem law order vraag. Jy moet dit gaan leer het en nou moet jy dit vir my teruggee. Goed, so kom ons gaan kyk wat het julle in julle notas opgespoor. Kom ons kyk na vraag 4. Vraag 4 was 'n lekker gevalle studie wat jy moes deurgelees het. Hierdie gaan oor excellent besigheid. Excellent besigheid. So haar oulike naam, nê. Okay, nadat sy gesien het hoe verarm haar gemeenskap, het hulle begin 'n eierbesigheid op 'n klein huurvrye stuk grond begin. Gratis stuk grond begin. Sy het 12 kartonhouers met eiers en eierleende hoenders by 'n plaaslike boer gekoop. Sy verkoop nou vars eiers en geslagte hoenders aan die plaaslike gemeenskap.
'n vriend het R2000 aan haar geleen en sy het 'n toelaat ter waarde van R50,000 van die Nasionale Jeugontwikkelingsagentskap ontvang, wat ook 'n besigheidsmentor geleentheid aan haar gebied het. Sy het 'n groter hoenderhok laat bou om ten minste 600 eierleende hoenders te huisves. Sy gee gratis hoendermis vir die gemeenskappe as bemestingsstof vir gemeenskapstuine. Excellent verkoop nou eiers aan bakkerye, bed- en ontbytplekke en instap klante. Sy bemark en verkoop haar produkte ook aanlyn. Die eiers word teen 'n bekostigbare prys verkoop. Sy verpak die eiers in bio-afbreekbare en herwinbare materiale en moedig haar klante aan om hulle eie verpakking te bring. Elke Vrydag skenk sy eiers wat sy nie verkoop het nie aan vroeër kinderontwikkelingssentrums in haar gemeenskap. So dit is haar gevalle studie wat ons het. Nou kom die vraag, bespreek is 'n vlak 2 vraag, bespreek die volgende faktore wat Lebogang in ag neem toe sy Excellent as haar kleinskaalse besigheid begin het. Bespreek die volgende faktore. Die beskikbaarheid van finansiële hulpbronne. Goed, met ander woorde, nou moet ons gaan kyk, waar het sy haar geld vandaan gekry toe sy hierdie besigheid begin het? Weereens, die antwoord is in jou gevalle studie. Baie duidelik sê dit vir jou. Nommer 1, die grond waarop sy haar besigheid hardloop is gratis. Sy betaal nie daarvoor nie. En nommer 2, 'n vriend het vir haar R2000 geleen en dan het sy ook by die Nasionale Jeugontwikkelingsagentskap 'n toelaat van R50,000 gekry. So beskikbare finansiële bronne, waar het sy die geld gekry om hierdie besigheid te begin? Gaan terug na jou gevalle studie toe en kyk binne in jou gevalle studie, waar het sy die geld gekry? Die tweede ene is beskikbare werkspasie. Goed, weer eens, kom ons gaan terug na ons gevalle studie toe. Duidelik sê dit, sy het 'n stuk grond wat gratis is wat sy gebruik en dan het sy op daai stuk grond ook groter hoenderhokke gebou waarop sy haar eiers laat lê. Goed, weer eens, die werkspasies is binne in die gevalle studie. Dis die gratis grond en die hoenderhokke wat sy laat bou het. Dan die derde ene is beskikbaarheid van grondstowwe. Kyk, weer eens, gaan terug na jou gevalle studie toe. Ek hoop jy het verskillende kleur highlighters, sodat jy die antwoorde kan highlight en kan sien dat al hierdie antwoorde in jou gevalle studie was. Goed, kom ons kyk na ons grondstowwe. Hierso praat hulle van kartonhouers, 12 kartonhouers met eiers en eierleende hoenders, wat sy by 'n plaaslike boer gekoop het. Dan verder praat ons hier van bio-afbreekbare en herwinbare materiaal, dis mos grondstowwe, wat sy gebruik, wat sy as haar verpakkingsmateriale gebruik. Goed, so met ander woorde, die beskikbaarheid van grondstowwe is alles plaaslik wat sy gebruik. So dis baie maklik bekombaar om daai verpakkingsmateriale te kry, dis baie maklik om die eiers te gekry het en om die hoenders te gekry het waarmee sy begin boer het. Alles is plaaslik beskikbaar. Dis binne in jou gevalle studie gewees. Jy het nie nodig gehad om te gaan swat nie, jy moes net gelees het. Goed, maar is in die gevalle studie. En dan laastens, verduidelik waarom dit waarskynlik is dat Excellent 'n volhoubare, winsgewende besigheid is. Onthou het ons gesê het, wat is 'n volhoubare, winsgewende besigheid? Dis 'n besigheid wat vir 'n baie lang tyd gaan bestaan. Hulle maak genoeg geld om al hulle uitgawes te betaal en dan maak hulle 'n lekker groot wins op die einde van die dag. Dit is wat 'n winsgewende, volhoubare besigheid is. Nou, hoekom dink jy dat Excellent 'n winsgewende, volhoubare besigheid gaan wees? Goed, so weer eens, kom ons gaan terug na ons gevalle studie toe. In ons gevalle studie is die antwoorde is daar, want dit sê daar vir jou, sy verkoop nou haar vars eiers en geslagte hoenders
aan die plaaslike gemeenskap. Dit is aan wie sy dit verkoop. So daar's altyd 'n teikenmark en 'n behoefte vir daai produk wat sy verskaf. Tweedens, sy gaan nooit uit geld sommer uithardloop nie, want sy kry hierdie R50.000 toelaag van die Nasionale Jeugontwikkelagentskap, wat gaan seker maak dat finansiëel sy geld het om hoenders en eiers te kan aankoop, tot haar besigheid begin om 'n wins te toon. Dan ook hierso het dit gewys dat sy het groter hoenderhokke gebou, sodat sy ten minste 600 eierleende hoenders kan huisvet. Hier sê dit vir jou, haar besigheid is alreeds besig om te groei. En omdat hy groei, is hy volhoubaar. Goed, dan Excellent verkoop nou eiers aan bakkerye, bed- en ontbytplekke en instapklante. So daar is 'n mark daar buite vir haar eiers. Sy gaan altyd daai mark hê en solank daai mark daar is, gaan sy haar produk kan verkoop en gaan sy dan 'n wins kan wys. En dan ook het sy begin om haar produkte aanlyn te bemark. Deur haar produkte aanlyn te bemark, het sy nou ook 'n groter kliëntebasis. En hoe groter jou kliëntebasis is, hoe meer eiers kan jy verkoop, hoe meer eiers jy verkoop, hoe meer wins gaan jy wys en hoe meer winsgewend gaan jou besigheid wees. En dan laastens wat ook belangrik is dat haar eiers is bekostigbaar. So sy kyk vir al haar kliënte en haar kliënte kan haar produk bekostig omdat die prys bekostigbaar is. Goed, en dit is die rede hoekom haar besigheid 'n volhoubare, winsgewende besigheid is. Weereens, jy moes net die antwoorde binne in die gevalle studie gaan soek het, want die gevalle studie vertel vir jou baie duidelik hoekom haar besigheid winsgewend is. Haar eiers wat sy verkoop, wie is haar mark, is daar 'n mark, hoe groot is die mark? Al daai faktore gaan lei tot die winsgewendheid van jou besigheid. Dan lees die inligting hieronder, gaan weer oor die eiers, ons het al reeds hierdie vraag gedoen ook, ons gaan oor die eiers, wat dan sê, sy betaal R15 vir 1 dosyn eiers, en dan sit sy 40% wins by, en dan vra dit vir jou om dan die wins, wat sy op haar 5 dosyn eiers gaan maak, te toon. Haar wins. So om haar wins te gaan uitwerk, gaan ons begin met ons definisie. Wins is gelyk aan die kosprys maal met die winspersentasie. So haar kosprys is R15 en sy gaan dit maal met 40%. So haar wins wat sy gaan maak is R6 en sy gaan 5 dosyn eiers verkoop. So met ander woorde, haar wins op 5 dosyn eiers gaan dan R30 wees. Baie maklike berekening wat hulle hier vir jou gegee het. Dan vraag 5, ons laaste vraag waarna ons gaan kyk, sê dit weer oor die beerdkrag. As jy geluister het toe ons die vorige aktiwiteit gedoen het, dan sal jy baie maklik hierdie vraag kon beantwoord het, want dit was ook in een van die aktiwiteite wat ek met julle bespreek het toe ons die hersiening gedoen het. Beerdkrag het 'n rimpel-effek op kleinskaalse besighede en dwing hulle op hulle knieë. Voorspel die negatiewe finansiële impak wat beerdkrag op kleinskaalse besighede het vir 8 punte. Goed, met ander woorde, hierso moet ons nou, soos ons gesê het, gaan ons nou 'n bietjie kyk, ons gaan 'n bietjie brainstorm. Okay, so op jou vraestel moet jy 'n bietjie gebrainstorm het, en op jou vraestel of op jou huiswerkkaart moet jy 'n bietjie neergeskryf het oor wat jy brainstorm. So hier kyk ons na jou besigheid wat gaan toemaak, en dit gaan lei tot kliënteverlies, en dit kan lei tot inkomsteverlies, nee? Nou ons brainstorm net, dat ons net 'n bietjie kerngedagtes kan kry. Besighede speel bankrot, hulle maak toe, dit veroorsaak werkloosheid. Ons kyk na besighede moet nog steeds uitgawes betaal met 'n baie min inkomste, wat kan veroorsaak dat hulle geswartlys gaan word. En dan bederfbare produkte wat dan gaan bederf, en dit kan tot verlies lei, en dit kan lei tot 'n verminderde wins op die einde van die dag. So hier het ons nou net so 'n bietjie 'n paar goedjies gebrainstorm. Nou gaan jy daai punte wat jy gebrainstorm het, net in volledige sinne omsit vir jou antwoord. Goed, so met ander woorde, as ons gaan kyk na ons antwoorde,
sê ons dat met beerdkrag gaan dit gevolg het dat ons kliënte gaan verminder. Met verminderde kliënte het ons minderde winste. Ook ons besighede maak toe, hulle speel bankrot. Daar's werkloosheid wat dit tot gevolg het. Ons besighede moet nog steeds hulle uitgawes betaal, maar hulle het nie 'n inkomste wat inkom nie, omdat hulle nie hulle uitgawes kan betaal nie, gaan hulle nou geswartlys word. Die afdanking van ons werknemers, omdat daar nie genoeg ure is nie, daar's nie genoeg produkte wat gedoen moet word nie. Ons het gepraat oor kragopwekkers, hulle kan nou kragopwekkers kry om hulle deure oop te hou. Kragopwekkers is duur, kragopwekkers gebruik petrol, wat ook 'n ekstra uitgawe is, en wat dan ook jou wins baie minder gaan maak. As jy brainstorm en jy skryf jou punte neer, is dit baie maklik om daai punte wat jy neergeskryf het, net in woorde te kan omskakel. Goed, dan in ons volgende les gaan ons kyk na kleding. Ons is nou klaar met hersiening, ons is klaar met entrepreneurskap, ons het nou al gekyk na ons voedsel en voeding, so ons volgende hoofstuk waarna ons verskillik baie uitsien is kleding. In hierdie hoofstuk gaan ons kyk na mode, voorkoms in die werksplek. Ons gaan kyk na verbruikerskwessies aangaande kleding en tekstiele. Ek is baie opgewonde oor hierdie hoofstuk wat ons gaan behandel in ons volgende les, en ek hoop dat julle net so baie soos ek gaan geniet. Baie dankie dat julle vandag se les bygewoon het. Ek hoop dat deel 1 en deel 2 van entrepreneurskap julle baie gaan help met julle voorbereiding vir die Junie-eksamen, dat dit vir julle nou makliker is om te verstaan oor hoe jy die vrae moet lees, hoe jy die vrae moet opbreek, hoe jy dit moet interpreteer, en op die einde van die dag, hoe moet jy antwoorde formuleer vir daai vrae, sodat jy kan punte kry in die eksamen. Baie sterkte vir jou Junie-eksamen wat voorlê, en baie dankie dat julle vandag hierdie les met my gedeel het. Totsiens, tot weersiens.